ai, 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 ai. Kyk daar moet iets te eten wees kom. Ja. Mario? Kyk net, Agatho. Dis net wat ons gesoek het. Wat bedoel jy, Mario? Kan 'n mens dadelik 'n stuk vlees van haar afhap? Nee, mens melkkoeie onnozel. Ek weet waar melk vandaan kom. Gatto, jy moet dan nou gou melk terwyl sy slaap. Ek weet nie hoekom jy sê ek moet melk nie, Mario. Want melkkoeie hou nie van die jakkals se poot op hulle sagte spene nie, my vriend. Is dit waar, Mario? Wat sal ek nou vir jou jok? Ek weet daarmee so mooi nie. Ek het nog nooit van tevore gemelk nie. Gatto, nee, dis jy moet die emmer en daar melk kom aan mes by jou mond vol en nie man hou op, kom aan jou praat. Spuit dit in die emmer. Jy gaan nie melk opdruk wat van my. Nee, Gatto, ek is net so honger soos jy. Pas ek gaan storm. Wat gaan daar? Laat ons weggaan. Soek jullie hier! Sien jullie! Stop je aan de vuur! Maak dat jullie wegkom! Laat sien wat hulle daar binne aangevang het. Nee, lyk daarom nie of daar iets verkeerd is nie. Ja, Helena, is maar goed jy dadelik so 'n lawaai opgeskop. So gemeene ou koei. Waarom moet sy so snoepies met haar melk? Ai, my hele lyf is seer. Hoekom is ons weer altyd so ongelukkig? Alles loop altyd skop as die mense slaan ons, net soos ons Hou op. Sien jy wat ek sien? Dit mens Pinocchio met Jennytjie. Miskien kan ons die tweeetjies inspann om vir ons emmer melk te loop haal, Gatto. Hou koeie van houtpappe wat hulle kom melk, hè? Ek gaan nog 'n keer. Ja, ons moet aangaan. Ek kom, ek wil nog eenmal rol. Nou kom ons maar gaan. La 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 la. Oppas, nou val jy daar af. La 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 la. Ag nee, wat Gatto, wees nou sterk, staan op. Ag, my arme vriend, ek voel so jammer vir jou, maar jy durf nie halfpad bly lê nie. Ons moet loop. Ek weet. Wat maak keer hom dan? Ag, my liewe vriend, jy kom net betyds wat ek se raad op sy maag kramp, so hy moes per ongeluk wolwegif gesluk het. Wayne, dis so seer. Ag, moet my nie verlaat nie, my dierbare ou maat. Oppas, Pinocchio, die skelms wil jou alweer 'n streep trek. Kom maar sonder my reg. Speel maar lekker dokter, hoor. Ai nee, daar gaan hulle dan nou. Kom hier. Ai nee. Hy moet net 'n bietjie melk kry om te drink. Ja, 'n bietjie melk. Kom nou sê vir hom. Ja, dis waar. Al wat help teen gif is koeimelk. Ja, my ouma het myself daarvan vertel. Melk. Ek wens ek kan vir hom 'n stukkie melk gee, maar waarmee moet ek nou vol melk gaan koop, hè? Gatto, ek weet, ek gaan verruil nou maar my bossie stert vir 'n emmertjie melk. Nee. Ag nee, moenie Mario, jy lyk al klaar so treurig. Dink net hoe jy sal lyk met 'n stomp ster. Maar ek moet jou help, Gatto. Dink jy regtig dit maak vir my saak as die mense vir my lag oor my arme stopstert waarmee ek my beste vriend se lewe vir hom gered het, hè, Gatto? Nee, jy weet nie hoe dankbaar ek voel dat jy my beste vriend is nie. Of wie dink jy wil daai vuilhou stert van jou hê? Wat? Dink jy kan daai stowwerige ou kwas vir 'n emmer melk verruil? Nee, miskien nie, want hy is vol stof. Hy is nie meer so fraai soos vroeër nie.
Ag nee, en nou, as niemand op wil koop nie, dan kan ek sterwe. Nee, dit kan jy my nie aandoen nie. Eina, Is dit jou maag wat weer kramp? Eina. Sal 'n bietjie melk help? Ag, Pinocchio, weet jy maar ons moet se vergeef vir my ou vriend help, ja? Ja, ek wil graag help, maar jy weet ek het ook niks geld nie. Maar begryp jy dan nie? Hy moet nie melk of anders gaan hy binnekort sterf. Ja, en wie nou daarvan om te sterf? Hier naby is 'n plaas en op 'n plaas moet 'n koei wees. Loop vra vir asseblief vir 'n bietjie melkies. Ja, maar sien nou net, sy wil nie gee nie. Sy sal as jy mooi vra. Ag, kyk net. O, dit is so seer, Eina. My maag, Dag, my beste vriend sterf ek. Mens, ek was nie so magteloos nie. Ag, waarom is die lewe so vreed? Ek gaan dood. O, Eina, ek kan die krampe nie meer verdra nie. O, Eina. Ai, hoe wens ek kon 'n bietjie melk vir hom koop. Ek sterf. Ja, my vriend. Dink jy as ek met daai koei gaan praat, sal sy vir my melk gee? Ja, want weet jy dan nie hoeveel koeie van houtpoppe hou nie, hè? Maar in geval sy weerloop vra die boer self Pinocchio. Ek kan maar net my bes gaan probeer, hè. Jy word alweer gekil. Is jy doof? Het jy nie gehoor watter vreeslike pyn die arme kat het nie? Wag, ek kom saam. Ja, ek praat hom te maklik om. En ek speel ook so goed toneel. En hoe nie tog, Gina kan hom miskien ompraat om nie die melk vir ons te bring nie. Sis katte. Maak oop asseblief, is daar niemand daar nie? Kom ons gaan kyk in die stal. Hier is geen koei nie. Die boer hou seker nie een aan nie. Hulle het my verniet hierheen gestuur. Goeie, dit lyk weer is alweer diewe. Ag, waarom het hulle toch vandag so bedrywig, hè? Kwak, 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 kwak. Ai, moenie meer bang wees nie. Dis nie 'n spook nie, dis 'n voël. Nou, hoekom lawaai jy so vreeslik? Wat makeer jou? Ek wou maar net vir die koei iets kom vra, maar hier is hier nie. Dit klink vir my of ek daardie stem ken. Pinocchio, dis ek Rocco. Ai, dis 'n Rocco, hulle bokstiek. Wat 'n verrassing, wat 'n verrassing. Ai, liewe Rocco, kom as jy in 'n kou. Ag, maar ek sien jou gou hier kom afhaal. So ja, dis hy Gina. Rocco, is dit regtig jy? Rocco sê my op jou woord jy's ons eie Rocco. Nie sommer 'n ander houtkapper met rooi vere op sy kop nie, hè, Rocco. Ag, kom, jy herken mos ook my stem. Ja, maar sê my eers, hoe kom jy dan hier in die kou? Maar ek sal vir jou probeer verduidelik, maar ek weet nie of ek moet nie. Ons voel nou so vrolik en miskien maak dit ons bedroef. Ja, ek moet sê my ervarings was taamlik aangrypend. Ag, toe vertel ons Rocco, ons sal nie huil nie. Goed, maar moenie huil nie. Toe ons mekaar laas gesien het was, daar moes 'n vreeslike storm en ons was op die see. Onthou jy nog? Ja, wel dis waar dit begin het. Of eintlik waar alles opgehou het. Ek bedoel die gesellige lewe wat ons met ou Geppetto geniet het, né? Pinocchio! Kom hier, Rocco! Pinocchio, jy moet omdraai en terug gaan Ek kan nie hoor wat jy sê nie, kom hier! Ja, dis hoe dit gebeur het. Die wind het vreeslik gewaai en elke keer as ek my bek oopmaak en Pinocchio skree, dan waai die wind my weer agteruit. Ek het oor en oor probeer. Ek het gehoor hoe roep jy om hulp, maar die weerlig was so kwaai. En toe het ek besef dat ek julle tog nie kan help nie. Maar ek was tog 'n regte geluksvoël geweest. Ek het nooit eens gedink ek sou die storm oorleef nie, maar op 'n of ander manier het ek. Ek het die land gehaal en daar word ek jou waarlik toe gered. En weet julle deur wie? Deur die goeie feetjie. Wat? Jy sê dit was die goeie vee wat jou gehelp het? Ja, sy het myself gered en huis toe geneem. En toe ek regkom, moes ek Geppetto weer gaan soek, natuurlik. Ja, die valk was kort agter my en ek het uitgeput voor 'n ou boer se voete neergeslaan. Wag jy sê so toe. Hy die valk verwilderende so ek Jorio ontmoet het. En nou woon ek hier by hom.
So het dit gebeur en van toe af woon ek hier in my klein ou koutjie. Maar wat het van die arme ou Geppetto geword, Rocco? Ek weet nie, ek bekommer myself oor hom. Ek ook, maar wie jy miskien waar die goeie vee woon? Ja, sy het my mos verpleeg, maar dis ver van hier af. Dis 'n wit huisie by die see. Sy woon by die see, Gina. Dink jy ons kan weer na haar toe gaan, hè, Pinocchio? Aha. Aha, daar sit nog 'n skobbejak. Nee, ek is nie. Nee, los my. Nee, los my. Ek het niks gedoen nie. Ek moes 2 van jou bende al hier 'n pak gee en nou gaan jy ook een kry. Ja, hy praat daar van 'n jakkals en die kat wat vir Blommetjie probeer melk het. Ja, ek het jou mos gesê. Au, het my vertel die kat is vergiftig en sonder melk sal hy doodgaan. Moet asseblief nie dink ek is een van die skobbejakke nie, want ek kan die twee nie verdra nie. Ja, mag wees, maar ek was daarom net betyds om my houtkapper uit jou kloue uit te red. Nee, meneer Boer het verkeerd verstaan, want ek en Rocco ken mekaar al lank. Wat? Dis waar, nee, Wie's Rocco. Rocco? Maar, dis ek. Het meneer Boer nie geweet wie hy is nie. Ons was saam in bootjies op die see, maar daar was 'n vreeslike storm en nou kom kry ek hom hier. Dankie. Gaan meneer hom nou uit die kou laat kom, want vir so 'n houtkapper is dit regtig 'n hondelewe. Hy was gewoond om by ou Geppetto rond te vlieg. Ek verstaan ook, Karel. Maar die ou koutjie is die heel veiligste plek vir my, Helena. Helena? Ja, is vir my 'n mooi naam vir so 'n ou houtkappertjie, né, Helena? Baba, so voeltjie. Dit lyk my hy hou nogal daarvan. Ja, jy moenie vergeet, dis 'n wilde voël wat ek half dood opgetel het en mak gemaak het nie. Jy sien tog self. Is dit vir jou lekker in die kou en as hy vetvinger jou kielie? Ek moet vir jou sê, dis vir my ook snaaks, Rocco. Ek sou sy vinger gepik het. Ja, ek het hom eers gepik. Ja, maar toe het ek besluit dis kinderagtig, want die boer gee tog vir my kos en ek woon taamlik gerieflik hier en daar's 'n dak oor my kop. O, so. Maar as jy in die kou gaan bly sit, dan sal jy nooit weer in jou lewe vrou Geppetto en Julietta sien nie. Kom nou, jy moet nou loop. Ek moet gaan groenvoer sny. Luister meneer Boer, sal jy nie asseblief weer my vriend Rocco loslaat nie? Doen my die gun asseblief. Ek beloof ek sal enigiets vir jou doen. Moenie so gou beloof nie. Net nou vra ek jou om die waterwiel vir my 100 maal te draai. O, ek sal. Meneer Boer, as ek daai waterwiel 100 maal gedraai het, gaan jy Rocco vrylaat. Ja, ek beloof. Dankie meneer Boer, ek sal dit doen. Ek sal jou waterwiel loop draai. Maar ek weet nie eintlik wat 'n waterskepwiel is nie. Wie sou nou die simpel ding uitgedink het? O, so 'n vreeslike ding. Gina, kyk of die water al uitkom. Ja, goed. Ai, kyk net hoe vinnig loop die water nou hier in die voor, Pinocchio. Ja, maar ek is nog net eenmaal om. Ek moet nog 99 keer draai. Waarom praat ek altyd voor ek dink? Ag ja. Ja, kos val ook uit die lug uit nie, hè. Waar bly daai pop met die melk? Alwaarvoor ek bang is dat hy die emmertjie melk wat hy by die koei gekry het self opgedrink het, hè. Ai Mario, wag, jy's altyd so haastig. Ag, sis, jy sê my nooit wat jou plan is nie. 15, 16, 17. Ek kan nie meer nie. Jy mag nie nou al ophou nie. Jy's nog net 17 keer om. Ek sal die 20 haal nie. Wat sien ek daar? Maar is die 2 skobbejakke. Ek sal vir hulle wys. Julle. Iemand roep my. Pinocchio. Ja, waarlik, maak jy dan, Mario, daar is hy. Julle 2, kom gou 'n bietjie hier. Ek wil julle ietsie vertel. Kom nou. Hallo Pinocchio, ons kom. Ag nee man, jy's mos siek. Ek het vergeet. O ja, jy moet my maar Abba, ja. Briljant idee. Pinocchio, wat maak jy hier? Het jy vergeet ons arme vriend se laaste oomblik het byna aangebreek? Waar is ons emmertjie melk, hè? Melk. Die ou skelms dink nog altyd ek glo hulle. Was dit nou? Ek het nie gepraat nie.
Maar ek het met die koei gepraat. Sy sê vir ons 'n emmer vars melk gee as ons daardie waterskepjule 100 maal draai. Ek het al begin. Het jy? Dankie, ja. Hoe nobel. Ag, foei tog Pinocchio, toe moes jy so hard werk om my arme ouma te help. Ai, Gatto, besef jy wat hy alles gedoen het om jou in jou lyding te help? Ja, ek het Mario en ek het baie diep getref deur Pinocchio se bereidwilligheid om my by te staan in my siekte en so hard te werk. Ek is werklik baie dankbaar, Pinocchio. Die emmer melk sal my sommer weer gesond maak. Melk is die beste medisyne. Wie sê julle kry 'n vol emmer melk? Ons kry die helfte. Net helfte. Hoekom net helfte? Wel, julle hoef mos nie saam te speel nie. Ek sal vir die koei loop. Sê die man wat gif geëet het, wil nie meer sy halwe emmer melk hê nie. Huh? Nee, waar kom jy daan? Ek klim van my rug af. Ja. Nee, ons was 'n bietjie staastig. Nee, halwe emmer melk is meer as genoeg vir die arme Gatto. Ja, Mario, halwe emmer melk sal net genoeg wees om my pyn te verlig. Ons gaan akkoord, Pinocchio. Draai maar weer die wiel toe. My tyd is nou om. Ek het klaar my deel gedoen. Die koei wil nog iets van ons hê voor sy vir ons die melk sal gee. Wat sê jy daar? Ja, sy is al 'n bietjie oud en sy wil nie melk gee as sy nie 'n spesiale plantjie eet nie. Die ou melkkoe is vol vimmies, né? Pinocchio, ek wil hê jy moet dink ons kyk 'n gegeewe emmer melk in die gesig nie, maar ek dink regtig jy moes so baie voorwaardes aanvaar het om die melk te kry nie. Gereken gaan vra dan maar Ag self. nee, wat is nie die moeite werd nie. Ek sal liewer werk as daardie boer my weer net so. Kyk nou. Ag, bly stil, jou onnoosel kom werk. Ek mag nie, ek is siek, hè? Die duiwel alleen weet waar ek aan so 'n maat kom. Ons kom nou weer, ons gaan pluk net gou die spesiale plantjies vir die koei. Lekker watertjies. Gatto, sien jy nou opstaan? Jy moet werk kom. Ja, ek dog ek nog sieklik. Ag ja, dat ons nou so moet sukkel en ly, ja. Ja, maar onthou, dis vir 'n vol emmer of dink jy ek sloof my af vir 'n halwe emmertjie, hè? Die pop het dalk vergeet dat ou Mario baie meer tussen die ore het as wat hy dink, Gatto. Ja, lag maar, dis nou nie meer te lank nie of ons drink julle twee se melk ook op. Ja, dis dan vir jou 'n halwe emmer of vir my ook 'n halwe emmer, hè? Te lekker. Ja. Dierbaarheid. Ai, voel jy nie ook lus om te gaan kyk hoe hulle werkie, Gina? Ja, kom ons gaan kyk. Kom aan, moenie nou maak of jy moeg is, nie, Nou Gatto. voel ek werklik of ek sterwe. Kom maar nog net eenmal as ons klaar by die 100. Toe, loop die water. Werk julle twee nog mooi. Jy het my lewe gered. Is julle al klaar? Ons moet nog net eenmal omgaan. Wat? Wat sê jy daar? Maar kom dan, waarvoor wag julle twee? Toe, spring, spring. Toe jy het gehoor wat hy sê, Mario. Jy is nie regtig aan die dood gaan nie. Nee, wag, ek het genoeg uit van daardie ou man. Nee, hy slaan te seer. Meneer Boer, daar's jy. Wie jy wat? Ek het dit reg gekry. Reken net, hè? Kyk net so. Nee man, as jy maar los my sterk. Ja, waar is ons melk, hè? Vang my met jou melk. Ja. Wait nog. Ooitjie kry sy loontjie. Maar ek het jou ook 'n streep getrek, Karel. Ek sou alleen in 'n geval vrygelaat het, maar jy wou so graag vir my gewerk het. Ja. Tata, ek
Ek hoop daar kom weer iemand om daai waterwiel te draai. Ek sê lekker bly en baie dankie vir alles. Voorspoedige reis, Pinocchio. Ja, baie dankie. Toe kom jy, Rocco. In die reën hoef 'n mens seker nie die ou wiel te draai nie. Ag nee, ek kan nog glad nie meer vlieg nie. Lyk my dan nou of my vlerke lam geword het van die min oefening aan die voelkou en ek moet weer by Geppetto kom. Links, regs, dis harde werk om die spiere te versterk. Rocco loop hierdie pad na die goeie vee se huisie toe, hè? Maak gou, Rocco, kom ons gaan kuier vir die goeie vee. Nee, wag, jy moet eers vir haar gaan besoek, die Pinocchio, jy moet Geppetto loop soek. Ja, ek sou nog, maar ek gaan eers na die goeie vee toe. Ai, dis nou weer te sê, want hy praat net vir arme Geppetto en hy kamstig na hom verlang. Nou dan moet hy maar loop, dan sal ek Geppetto tog weer op my eie moet gaan soek. Dis maar altyd ek wat vir alles moet sorg. En my vlerke is nog nie wat wonders nie. Rocco is reg. Ek dink ook ons moet eers na ou Geppetto gaan soek vir ons weer. En nou wil julle seker weet wat hierna met my en Pinocchio gebeur het op ons soektog na ou Geppetto. Ons moes oor 'n yslike berg klim en kom toe skielik by 'n geheimsinnige toring uit. 'n Klein bokkie het ons soontoe gelei, 'n bokkie wat my nogal aan die goeie vee herinner het. Die bokkie het in die toring in verdwyn en ons het buite bly staan en na die goeie veetjie geroep. Maar al wat opgedaag het was 'n groot slak wat stadig geseil het. Dit het ure lank geduur voor die slak onder was en Pinocchio het natuurlik ongeduldig begin raak. En toe, woeps, het die hele toring verdwyn en ons het net die klein bokkie in die donker sien wegspring. Maar nou mag ek nie verder vertel nie. Pinocchio, haar naam is Gina en sy kwaak. As hy vir haar dit moeilik maak, die klein kaland. Man, kom! Op het hier, op het hier, op! Moenie so op nie, maak my naar. En nou? Ja. Nou kom dan hier. Bloemetjies en boompjes op die lentevelden. My kop draai as jy so spring. Nee, moenie. Hou net goed vas, Gina. Bloemetjies en boompjes op die lentevelden. Watter pad moet ek nou vat? Wat gaan aan? Hoekom stop jy dan? Wag eers. Ek weet nie watter pad ons moet vat nie. Maar ek dink dis die regte pad daai. Ek dink nie so nie. Maar hoekom nie? Want hy lyk vir my te nou. Dit lyk soos 'n paadjie vir diere. Ag nee.
Nou ja, ons neem dan die een waar my mis gaan val. Kyk daar! Sien jy wat het ek vir jou gesê? Sjoe, wat 'n styl! Nou kan ek net aan 'n 4-voet klim. Hoe kon ons dan 'n pad hier teen die stiltes maak? Kan ons nie liewer omdraai en die ander pad vat nie, hè, Pinocchio? Moenie met my lol, ek weet wat ek doen. Dit moet die pad na die goeie vee se huis wees. Dis die regte een. Ek kan nie afkyk nie, dit maak my vreeslik duiselig. Moenie so naby die rand staan nie, Pinocchio. Kyk daar. Ja, ons moes maar die ander pad gekies het, dis hy wat verder gaan. Ja, maar jy luister mos nooit na my nie. Wat is dit? Maar wat is dit? Dis 'n klein bokkie nie waar nie? Miskien weet die bokkie waar die goeie vee woon. Ek sal afklim en gaan vra. Jy gaan tog nie hier af nie. Nee. So ja. Jy luister nooit nie. Waar is die bokkie dan? Hy's hier nie. Hy's daar bo. So 'n verspotte bok. Dis hy en aardig. Hoe kom hy so vinnig op en af, hè? Jy dink jy snaaks met jou gemê? Oeps. Kan nie wees nie. Maar wil hy my vir die gek hou? Wag maar, jou simpel bok. Waar is hy nou? Waar? Dit spook hier. Ek is nou sat van jou nonsens, jou simpel bok. Weg is jy, want as ek jou vang, dan gaan jy jammer wees. En ek gaan jou nog vang. Nou eet ek jou. Daar is hy. Nou onthou ek, die vee daar laas keer in 'n wit bokkie verander. En wat het dit jou nou gehelp? Ek's gedaan. En nou, hoekom lê jy hier? Los my uit, man! Is jy dan nou te moeg om nog te hardloop en saam te speel? Jy wou nie vir jou hier kom snaaks hou nie, gehoor, maar ek wou nie speel nie, ek wou vir jou iets vra. Vra? Maar as jy 'n antwoord van my verwag, moet jy mooi vra. Jy moenie op my skree nie. Ek stem saam, Pinocchio. As jy iets wil vra, moet jy beleefd wees. Dan moet jy my maar vergewe, bokkie. Ek het te gou kwaad geword, maar nou moet jy vir my baie gou sê waar die goeie vee woon. Nee, wat? Jy moet nog baie meer beleefd vra om 'n antwoord uit my te kry. Jy maak my weer kwaad. Pinocchio. Ag, vergeef my tog, bokkie, maar sê asseblief nou vir my waar die goeie vee woon. Ek weet waar sy woon. Nou toe.
Hoekom sê jy my nie as jy weet nie? Sê dan vir my asseblief. Natuurlik, kom saam met my. Ja! Ek het vergeet om jou te vra waarom jy nou eintlik na die goeie vee toe wil gaan. Omdat die vee my baie liefhet. My naam's Pinocchio. Ek's amper 'n soort boetie vir haar, verstaan jy? Ons twee is baie lief vir mekaar, veral sy vir my. Huh? Waarom het jy gestop? Waarom weet so amper se boetie nie self waar die vee woon nie? Ek het eintlik vergeet. Toe maar, vergeet daarvan. Wat makkeer jou nou? Die vee sal dalk met my raas as ek so 'n koddige houtpop na haar toe bring. En dis wat jy is. Wag eers, wag vir my. Ek het jou nie alles gesê nie. Ek was nie altyd so soet soos sy wou hê nie, maar ek was van plan om soet te word net om haar te plesier. Daarom het ek toe weggegaan om te probeer soeter word en ek dink ek het dit reg gekry. En nou wil ek dit vir die vee gaan sien, want 'n vriend van my was by haar en hy sê sy woon in 'n wit huis en nou wil ek vir haar wys dat ek regtig baie soeter geword het. Het jy regtig soeter geword? Ek leer so fliks en staan altyd eerste in my klas. En ek hou ook nie meer van 'n bekleierery nie. En ek is deesdae so hulpvaardig, ek help net waar ek kom. Ek weet die goeie vee sal baie bly wees omdat ek so soet geword het. Wat? Aha, ek verstaan. Daarom sal die vee baie bly wees as jy my wys waar sy woon, sien jy? Ons hoop maar so. Ai, ja. Ek weet darm nie of die goeie vee so bly gaan wees om hom weer te sien nie. Hy het maar baie min verbeter. Bokkie, watter pad moet ons nou vat om by die goeie vee se huis uit te kom? Maar wag tog net 'n oombliekie, Pinocchio. Ons is nou daar by jou. Ek wag my al half mal. Kan julle twee dan nie bietjie vinniger loop hê? Sê watter pad? Julle ou draaikouse kan agterna kom. Jy moet links loop om by die plek te kom waar die goeie vee woon. Waarheen moet ek draai? Links. Laat my sien. Soontoe ja. La. Hy is so ongeduldig, hop altyd op en af. Ek hoop ons kom glad nie vandag by die goeie vee uit nie, want ek weet sy gaan regtig baie teleurgesteld in hom wees. Ai, toggie, wat gaan nog van die stomme kind word? My arme neus. Ai, dit is seer. Hallo. Dis seker die Fietjie se huis. Hallo, dis ek, vee. Wag eers. En mag ek maar binnekom, vee? Kwak. Hallo, antwoord my asseblief. Is niemand by die huisie? Hallo, is iemand daar? Mag ek binnekom? Is daar dan niemand om vir my te kom oopmaakie? Daar moet tog iemand tuis wees. Hallo, ek gaan nou inloop. Hallo, mapstiks, los my sommer hier buite. Ek roep nou nog net eenmaal. Hallo, maak oop. Hallo. Mag ek nou asseblief binnekom? Ek vra of ek mag inkom. Nou is ek moeg van die gekloppery, verstaan jy? Hallo. Mag ek nou maar hier inkom? Hoeveel keer moet ek nog vra? Hallo. Ek is nou moeg daarvan om vir julle te soebat om in te kom. Ek gaan nou oopmaak of julle daarvan hou of nie. Wou jy binnekom sien?
En wat's jou naam? My naam is Pinocchio en ek wil weet of dit die huis is waar die goeie vee woon. Dis reg, die feetjie woon hier so, maar ons mag haar nie steur nie, want sy's moeg en wil eers 'n rukkie ontspan en haar middagslaapie geniet. Sien jy Gina, ek het sommer geweet sy bly hier. Nou gaan maak haar wakker en sê Pinocchio is hier. Ek mag dit nie doen nie. Niemand mag die vee gaan steur of wakker maak as sy besluit het om te rus nie. Maar kom maak dan tog net die voordeur vir my oop asseblief. Ja, ek kom net 'n oombliekie. Ek moet net by die trap afkom om vir jou oop te maak. Maar ek moet jou vra om tog baie stil daaronder by die voordeur vir my te wag, want onthou die vee mag nie gesteur word nie. Reg, moenie jou bekommer nie mevrou, maar maak asseblief net gou. Toe, wat sê jy nou? Was dit nie slim van my om vir die vee te kom kuier nie? Wag nou al hoe lank en wag en wag en wag en wag. Hoor net daar, wie lawaai so daaronder? En nou kom raas jy so. Wat bedoel jy raas? Wat maak ek? Jou voete maak so groot lawaai, ons kan nie slaap nie. Ek is moeg gesit en wag. Dis hoekom ek so 'n bietjie moet op en af hop. Ag, toe nou loop. Ag nee, Pinocchio, jy stout. Jy het die slak beloof om stil te bly want die vee slaap nog. Hou nou op. Ja, ek sal. Stil julle. Moet ons tot Kersfees nog hier sit te wag? Hey mevrou Slak, waar bly jy so lank? Wat raas jy so? Ek het jou mooi gevra om nie te lawaai nie. Was jy nou weer daar? Hoe lank moet ek nog vir jou wag? Het word laat. Bly nou stil, ek het mos vir jou gesê, ek is op pad daartoe. Jy het gesê ons moet 'n bietjie vir jou wag, maar dit was toe nog middag. Nou is dit Ek kan nie die donker. trap afhardloop nie, jy sal maar geduldig moet wees. Jy's maar net besig om tyd te maak. Jy sal maar moet wag, kerel. Ek het nog nooit in my ganse lewe so vinnig moes hardloop nie. Ek het skone pyn in my sy daarvan. Hardloop sê jy? Jy oordryf darm baie. As dit is hoe sy hardloop, wil ek nie weet hoe stadig loop sy nie. Pinocchio, jy gaan die deur afbreek. Ek is nou moeg van al die gewag. Sy wil net nie die vee gaan roep nie, maar ek sê jou my geduld is Nie so aan die deur ruk nie, die vee gaan kwaad word. Ek gaan ook kwaad word as sy nie dadelik hierdie deur oopmaak nie. Maak oop, dis Pinocchio. Maak oop. Dis ek, Pinocchio. Maak oop vir my. Ek gaan nie langer wag nie. Nee, hoekom raas jy so? As die vee nou moet wakker word, gaan sy my blameer vir al die rumoerig nie. Maak oop.
Hallo, seentjie. Hy is slang. Sis. Ongeskik. Sal hy hou? En wat wil jy nou maak? Wil jy nou soos elke slinkse inbreker daar by daai muur probeer opklim, hm? Hou jou snavel en hou jy jou na jou onbeskofte ding. Ag nee, kan jy nie net vir 'n rukkie stil bly nie? Ek sou lankal al stil gebly het as jy net die voordeur kom oopmaak het. Eerlike mense probeer nie by die venster inklim nie, knap hè. Is dit so? Jy behoort jou te skaam om soos 'n dief hier te probeer inklim. Jy soek skoor met my, mevrou Slak. As jy wil hê ek moet by daai voordeur inkom, dan moet ek maar by hom inkom. Vir my hoef mens nie 2 keer dieselfde ding te sê nie. Ek sal haar wys. Nee, hou op. Miskien wil die fee jou maar net 'n les leer. Wat wil sy my 'n les leer? Ek het nie een nodig nie. Bedoel maar net, miskien wil sy probeer uitvind of jy al geduldig kan wag sonder om kwaad te word. Ek het nie kwaad geword nie. Wag al 'n volle 6 uur. Is dit nie lank genoeg nie? Ek dink jy moet liewer 'n bietjie langer sit en wag, Pinocchio. Kyk net die wortels. Julle wil my almal vir die gek kom hou, hè? Pak, sy maak nou vir ons oop. Ek het nou genoeg gewag. Jy hoef nie meer die deur te kom oopmaak nie, ek sal dit. Wat maak jy? Ek gaan die vee wakker maak en verras sê van daai slak. Wag maar, jy sal nog sien. Moenie, Pinocchio, moenie. Moenie, kan nie slaap. Ag nee, wat bekeer om met mense dan gaan dood nie. Nee, ek is nou daar. Jy sê dit al 6 uur lank, maar ek glo dit nie meer nie. Daar is hy. En daar sit hy nou vas. Ag nee. Daar's die vee. Sy's nou weer 'n duif. Dit lyk soos sy. Pinocchio, Ja? Pinocchio. Dit lyk my jy het nog so baie om te leer, my seun. Maar goeie vee, ek probeer regtig so hard om my mooi te gedra op my erewoord. Dit help nie om net 'n rukkie te probeer en dan weer kwaad te word nie. En onthou, mens moet altyd beleefd wees. Nee, moenie wegvlieg nie, vee. Ek sal nie weer jok nie, ek beloof jou. Jy kan mos bietjie geduld met my hê. Daar vlieg sy weg. Nee, jy kan nie gaan nie. Ek sit dan hier in die boom vas. Ek sou vreeslik soet wees as jy my net 'n keer wil kom help en my voet vir my los kry. Nee, wag. Moenie my hier los nie. Ek sal soet wees, regtig. Kyk hoe soet is ek. As jy weer weg.
Wat gaan nou van my word? Hoe gaan ek ooit hier uitkom? Ek beloof om soet te wees. Ek beloof, Pietjie, kom terug. Wat gaan nou van Pinocchio word en wat gaan verder gebeur? Wel, toe ons daar in die bos staan, kom daar 'n bont ding aangesweef. 'n Yslike ballon. Hy daal neer en ons ontmoet toe die eienaar van die ballon. En omdat Pinocchio die ballon vir hom oppas, het hy beloof om ons saam te neem. En dit sou seker alles goed afgeloop het as die jakkals en die kat nie opgedaag het nie. En omdat Pinocchio van hulle ontslae wou raak, vlieg hy toe self in die ballon weg. En dis iets wat hy nooit moes gedoen het nie. Want die jakkals en die kat het aan die tou vasgeklou en daar sweef hulle toe saam. Oh, maar nou mag ek nie verder vertel nie. Pinocchio, oud kabouter, jy's 'n stouter, jy laat jou toch so maklik bang, en raak dan altyd vreeslik bang, jou klein galant, wie sy maatjie, Blackwood Baikie, haar naam is Gina en sy kwaad. As hy vir haar dit moeilik maak, die klein galant. Wees nou 'n bietjie vrolik. Waaroor sal ek wees? Moenie jou voete so sleep nie, stap vinniger. Ek is tog so hartseer dat ek die goeie vee nie weer gesien het nie. Ag, toe maar wat, ek weet ons sal die goeie vee iewers ontmoet, maar ek hoop net jy word intussen 'n soeter seun, Pinocchio. Maar ek word soeter. Regtig? Jy's gemeen. Wil jy vir my sê ek moet nog soeter word voordat ek ooit weer die goeie vee sal sien? Definitief ja. So 'n kletskous. Ah? Jy moet net luister as iemand vir jou wil raad gee om jou te help, soos ek byvoorbeeld, maar jy weet altyd van beter, né? Kyk net bietjie daar, wat's dit? Wat? Daarbo, daai bonting. Ah, ek sien, dis 'n ballon wat daar sweef. Dis mooi. Daar's 'n man, dit lyk of hy ons gesien het, hy waai. Daar verdwyn hy. Nee, hy's besig om te land. Kwak, 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 kwak. Ek kan niks sien nie, ek wil so graag weet waar hy geland het. Miskien het die man uit die ballon uitgeval, dan sou ons twee hom moet gaan soek en hom moet probeer help, hè, Gina? Miskien ja. Hier gaan ons! Kwak, kwak, kwak. Hou vas, Gina, hou vas! Daar is Gina, daar is ek sien hom. Oh, maar kyk net so.
Moenie daaraan raak nie, dis gevaarlik. O, meneer het niks oorgekom nie. Is dit meneer wat so vriendelik vir ons uit die ballon gewuif het? Goeiemôre. Ons het gedink meneer het uitgeval. Dis darm 'n groot ballon, hè? Ja, om mee te vaar, nie om mee te speel nie. Wat is die verskil? Nie veel nie, wat hulle word op dieselfde manier gemaak. Hoe word hulle gemaak? Wel, mens vul die ballon eers met 'n soort gas wat minder weeg as lug, daarom sweef hy so lekker. Hy kan tot 6 mense dra. Kan hy soveel mense dra? Ja, want dis tog waarvoor ek die ballon gekoop het, om my passasiers met gemak te vervoer na plekke wat onbereikbaar is. Sê my, hoe voel jy? Wil jy nie so 'n bietjie saam in die ballon kom vlieg nie? Wat? Kan ons regtig saam gaan? Kom saam as my gas. Maar dan gaan ek vir jou 'n guns vra. Ek wil hê jy moet die ballon vir my oppas. Ja, ek sal. Ek gaan gou eers dorp toe om iets te eet en om vir die mense te sê waar hulle heen moet kom. Maar jy moenie met die ballon speel nie, hoor, en pas tog op vir die gaspomp. Reg, meneer. Dit was darm nou 'n geluk. Hy is die man terugkom na gevlieg. Ek en Gina daar bo in die lug, ver bokant al die berge, nog baie hoër as met die vee toe sy 'n dui was. Hi, Gatto, kom kyk 'n bietjie hier. Daar's die wonder wat ek bo in die lug gesien het. Wat is dit? Dit lyk my soos 'n ballon of iets wat in die kakel kom land het. As hy nie 'n baas het, kan my som dalk aan iemand verkoop. Hoor ek iemand loopie? Ja, kyk aan. Wat is dan Pinocchio wat daar loop? Maar dan moes daai pop ons voor ons hier op die ballon afgekom het. Hoe nou? Daar is iemand. Dis nou hoe dit hier binne lyk. Pinocchio, wat maak jy? Ons het al begin wonder wat vir jou geword het. Ons het gewonder, ja. Ons was so bekommerd. Ja, maar ons sien jy's nog fris en gesond. Wat kom soek julle twee hier? My liewe vriendjie, maar dis nou weer 'n vraag. Weet jy dan nie self nie, ons twee wil jou graag maar net help. Ja, want jy sit met hierdie eislike ballon ding. Hy's vir jou te groot om alleen die weg te sleep. Ons wil jou so graag help. Wegsleep? Hy's te swaar om te dra, maar as ons drie hom saam sleep, dan sal ons maklik die dorp haal. Wat sê jy, hè? En op die dorp verkoop jy hom dan vir sê maar 12 goue muntstukke of altyd vir nog meer. En as jy hom verkoop, dan moet jy maar vir my en nou Mario elkeen die helfte van die geld gee, of wat sê jy? Hoekom slaan jy oor my kop? Ek moet hierdie dierballon oppas, verstaan julle twee? Is dit waar? Pas jy op? Maar moenie julle verbeel dis 'n gewone ou ballon wat ek hier oppas nie, want die een is 'n spesiale een om mense te vervoer. Wat? Hulle maak die ballon met 'n spesiale gas vol wat nie so swaar weeg as wat lug weeg nie. Daarom sweef die ballon. Maar ek weet julle twee dommerd sal niks daarvan verstaan nie. Ja, ek verstaan, ja. En hy's nogal gevaarlik. Mens mag nie met hom speel nie, veral nie met die gaspomp nie. Hy het plek vir 6 passasiers. Dis die waarheid. En waar sal dit dan nou? Julle twee hou julle hande tuis. So nooit as te nimmer nie. Ons is te bang vir hom. Ja, hy's verskriklik swaar wie jy. In plaas van sleep moet 'n mens die ding maar probeer dorp toe vlieg of hoe. Jy vat hier julle Jy sê die prys is 2 silwermuntstukke, dan vat jy ons saam met jou op in die ballon, hè? O nee, dit kos maar net 1 muntstuk per persoon en dan kan mense die dorp van bo af sien, net soos die voëls. En hoe voel julle mense daaroor? Wil julle saam met my opgaan? Wanneer sal julle ooit weer 'n kans kry om in 'n ballon te vlieg? Sê julle was sou ek hierdie kasie waarneem. Ek wil vlieg, meneer, ek gaan saam. Ja, kom. Ek wonder waar bly die meneer so lank. Hy moet seker met die mense op die dorp praat en alles vertel van die ballon en vra of hulle wil saamvlieg met hom.
Maar hy's baie pap. As ek vroeër agtergekom het, sou ek al die hele middag op die ballon gebons het. Dit is so lekker. Nou weet ek wat ek moet doen om die meneer te help. Terwyl hy met die mense praat, moet ek vir hom die ballon volpomp. Dan gaan ons sommer dadelik op as hy met die mense hier kom. Ja, dit doen ek. Nou, hoe kom 'n mens daar bo by die kraan van die pomp? Aha. Ek spring maar gou op. Nou moet ek seker daai wiel in die rond te draai om die gas in te pomp. Laat my sien, ek wonder hoekom hy my nie gesê het wat om te doen nie. Kyk Mario, die ballon word al groter en groter. Ag nee, ongenade, wat maak ons nou as hy met ons lieflike ballon nie wegvlieg? O nee, ons moet keer. Nee, keer hom Mario. Mario, jy sal nou 'n plan moet maak, jong. Bly stil, ek wil dink. Ja, ek dink ek weet wat ons twee kan doen. Ek weet wat ek doen. Kyk net bietjie hoe mooi groot het ek die ballon opgeblaas. Reg, nou maak ek dit toe. As die man nou kom, gaan hy baie kwaad wees. Maar hoekom dan? Ek het mos vir hom 'n groot werk gedoen. Ek sien jou daar. Ek het gesien. Daar. Kom, spring gou in, Gato, kom aan. Dit is 'n bietjie swaar, ek kan nie so hoog spring. Kom aan, jou swaap, gryp die tou. Weg daar, julle twee. Julle mag nie los my sterk, gryp die tou. Los my. Los. Hey, los daar. Gou, hier is die tou. Kom, jy gryp net nie aan my sterk vas nie, verstaan jy? Nie los van my sterk, pyn verskriklik los. Jy gaan my skeer uit. Ek kan nie maar ook so net doodval. Ek sê julle los. Ek het hom gesê, maar hy wil nie. Wat sal julle nou luister? Los! Los my. Ek kan jou nie nou los nie, ons is al te hoog. As ek nou moet val, is ek dood. Dit is 'n jammerte, maar dit kan nie anders nie. Jy's naar met my. En op my sterk. Maar gee my dan 'n stuk tou om maar vas te hou, Mario man. Pyn, kwaad. Ek kan maar 'n bietjie uithou. Moenie laat ons nou val. Klim dan maar net my rug langs op. Kom sit hier bokant langs my. Dit is 'n goeie plan. Jy's altyd so slim. Ek is amper verby, Mario. Oep. Van my kop af. Jy het my gebyt. Jy's 'n buffel. Jy's altyd so vreed met my. Hou jou in, Gato, of ek kom byt jou weer. Daar het jy dit nou en wat sê jy daarvan? Ek weet nie. Lyk my of ek weer iets verkeerd gedoen het. Ek wonder wat u dan nou sê. Ek het nog gedink ons gaan vandag nog nie nog. Ek wou nog vir julle waarsku dat almal wat in my ballon saam met my vlieg, my bevele stiptelik moet uitvoer, want met so 'n vaart moet mens versigtig wees. As mens enigstens agterloosig is, kan jy in 'n lelike ongeluk beland. En nou? Dis nou te sê. Hy lyk dan is myne. Dis omgevat. Onse genade. Dit is hy. Haai, wag, julle diewe, dis my ballon. Hallo, Jou dit.
Jy sou dan kos nog my ballon oppas en nou steel jy dit nes ek my rug draai. Dit was nie my skuld nie, dit was daai twee skelms wat die ballon probeer steel het. Nee, dis Josie, dis hy. My kind, sien jy raai toe. Trek daaraan toe, trek dit. Daarso. Met daai een. Reg, meneer. Miskien werk dit. Nee. Ag, genade. Pas tog op. Ek sal weer val, oom, ek kan hom nie bykom nie. Ek kan regtig nie, dis baie jammer want ek wou net die ballon vir oom opkom. Ek wou hê ons moes sommer vlieg as oom kom. Ja, ek verstaan my kind. Maar dat help nie om nou vir jou kwaad te word. Dis nou te laat. Sterkte my kind, land veilig. Ja, sal oom, dan skryf ek vir oom 'n poskaart. Dit spyt my meneer, maar vandag sou ons nou nie meer kan vlieg nie, maar wyf asseblief vir hom. Vaarwel. Totsiens. En oom moet nie bekommerd wees oor die ballon nie, want miskien kom ons gou weer terug. Laat ons hoop. Vaarwel. Pinocchio, jy moet nou begin plan maak vir my en Gatto om in die mandjie te kom. Ons is toch baie ou vriende, of hoe? Ag, Pinocchio, wees tog vriendelik met ons, want die wind waai hier buite deur murg en been. Mens kan maklik vereis, Pinocchio. Nou vereis dan. En moenie om my ore kom chunk nie, want dit julle twee wat my alweer in die gemors laat beland het, hoor. Ek kan verstaan dat jy jou vererg het vir ons, Pinocchio. Maar wees nou 'n bietjie menslievend en vergewensgesind. Toe wat ek verklein. Jy weet hoe vreeslik dit is om hier te hang en te voel jy gaan afval. Ons sal nooit meer vir jou sleg behandel. Wees ons tog net genadig, ons verkeer in doodsgevaar. Ja. Nee, ek vergewe julle nooit nie. Nee, ek begryp. Ek sal jou nie weer lastig val nie. Ag, ek het net so gehoop jy mag ons weer 'n keer help om eerbare mense te word. Wie jy? Nee. Maar ons loop vir ewig afskeid neem vir mekaar, my vriend, want die ou maar armpies om my het nie meer krag om vas te hou nie. Maar ek weet jy sal ons nie help nie. Ek neem jou nie kwalijk nie. Ag, dan moet ons nog maar hier afval so plat soos twee groot pannekoeke daar op die klippe bly lê. Ja, vir die aasvos om te kom vreet, want ons het dit verdien. Ek het nooit kon droom dat ek 'n pannekoek sou word nie. Hey Mario, waar is jy? Ek sien jou nie meer nie. Wat? Hier sê ek nie, kyk mooi. Gaan julle regtig val as ek julle nie laat inklim nie? Werklik waar, my ou vriend. Vaarwel vir ewig, lewe maar gelukkig. Wag, moenie los nie. Helaas, dis veel te laat. Jy het my verwerp en my troue ma. Praat jy maar net vir jouself. Ek wil nie nou al 'n pannekoek word nie. Val as jy wil, maar jy los my hier uit. Bly stil, ek is besig om te praat. Maar ek weet nie waarom jy so moet kerm nie. Jy moet net vashou, hè? Ag man, hou jou mond. Ek is besig om te praat. Val nou maar, dit trek my nie meer nie. Daar het jy nou my plan vir my bederf. Waarom is dit met so 'n onnoosel ding opgeskep? Maar kyk Mario, hoe kom ek dan op die groot verpietjie voor ons? Waar ons plat gaan stamp. Pinocchio, pas op, man, ons vlieg nou vast hier die berg met die ballon. Kom, ek jok nie vir jou nie, Pinocchio. As mens op daai piek moet lande sterf jy sweerlik van die koue, dan bly die les die en vals vir klein bo op die sneeu lê, Pinocchio. As die ballon nie bo die piek kan kom nie, is dit julle skuld, want as julle los is die ballon ligter en kan dit hoër vaar. Julle is nie genooi nie. Hoe is dit dan tog moontlik dat iemand so min gevoel vir my kan hê? Luister nou net vir my, jy moet gou die mandjie probeer ligter maak. Gooi alles uit, dan sal hy ligter wees en begin styg. Ja, ek verstaan. En nou al die mooi goed, hy gooi dit alles uit. Nee, dis nog nie genoeg nie. Hoor, die berg is hier reg voor ons, Pinocchio.
Hou nou dadelik op om vir my te skree wat om te doen en luister na my. Julle twee moet nou los. Wag 'n bietjie, die sandsakke. Pas op, hier kom die berg! Die plan het gewerk! Dit het gewerk! Ja, met ons hulp, Pinocchio. Ek is so bly jy is so slim, Mario. Dit het gewerk! Dit het gewerk! Hoera, hoera, hoera! Dit het gewerk! Dit het gewerk! Hoera! Nou kan jy 'n ballon gaan verkoop. Nie waar? Wat soek julle hier? En bied miskien nou vir julle skobbejakke die reg gegee om sommer saam met ons twee in die mandjie te klim? Moet nou nie gemeen wees, Pinocchio. Ons het dan nou vir jou bewys dat 3 vriende saam enige gevaar kan baas raak. Van nou af moet ons 3 saam staan en saam werk. Ja, Pinocchio, dis waar wat Mario daar vir jou sê. Man, dink net hoe lekker dit vir ons 3 maas gaan wees om saam te werk. Dan kan 2 van ons werk en 1 by oor om wag te hou. Sal dit nie fantasties wees nie, né? Julle twee dit net al stil. Hier spring uit weg. Wil julle nie nie? Maak dat julle hier uitkom. Ja, waar gaan jy? Jy kom nou dadelik daar. Hoekom moet ek sodat jy my makliker in die mandjie kan stamp? Dink jy ek laat met my speel hè? Ek sal jou wys hoor. Ja, skel maar, ek is veilig. Dink jy kan my sommer vang, Pinocchio? Dan moet jy weer dink, hè? Bo uit die lug geval en reg tussen die mense geland. Hulle het die jakkals en die kat vasgebind en die waarheid het hulle probeer kry. Ons twee is ook ondervra, maar hulle het darm vir ons iets gegee om te eet. En toe is almal die aardappellande in. Daar het hulle die jakkals en die kat aan 'n boom vasgebind. En toe stamp Pinocchio sy neus teen die deur. En die jakkals en die kat skree om hulp. Ons hardloop toe gou buitentoe. En daar gebeur 'n eienaardige ding. Hoekom speel Pinocchio dan nou vol verskrikker? Maar nou mag ek nie verder vertel nie. Pinocchio, oud kabouter, jy's 'n stouter. Jy laat jou toch so maklik vang en raak dan altyd vreeslik bang. Jou klein kaland, jy sy maatjie, Blackwood baatjie. Haar naam is Gina en sy kwaad. As hy vir haar dit moeilik maak, die klein kaland.
maar vir jou lummel, jy so lomp. Jy moet nie vir my kom staan blameer nie. Dis nie my skuld nie, Mario. Jy het geval waar ek wou val. Wat sê jy? Net wat ek sê. Wie is dit? Wag, Mario, ek wil aan jou vashou, want ek is so vreeslik bang. Dis seker maar Pinocchio. Hy het saam met ons geval, jou swab. Hy moet tog hier iewers tussen die bome wees. Dis seker maar hy, ja. Ek voel baie lustig gee om 'n pak sla wat hy ons so swaar laat kry het. Ja, kom, ek is ook lustig gee om 'n goeie pak sla. Ja. Wat voer daai twee alweer in die mou? Kyk hoe sluip hulle deur die gras. Sien, maar dit lyk nie of hulle die man met die geweer al gesien het nie. Das hy. Ja. Hey, wat maak julle daar? Ja. Dit's lekker as die wild vanself na die jagter toe kom. En die het 'n bril op. Wonderlike vangs. Ek gaan baie geld vir hulle kry. Wat maak jy dan met hulle? Bly stil, Gina. Daar gaan jou mis, Pinocchio. Hoekom het hy nou 'n mus op? Wat's hier aan die gang? Lyk my daar's nog iets daarbo. Nee, wat wil die man met die geweer maak? Wil hy my probeer skiet? Dis te ver om my raak te skiet. As jy net oomlik stil bly. My liewe land is maar net 'n houtpoppie en 'n klein eentjie, fooi tog. Die twee moes maar seker tot bo in die boom geklim het. En wat is dit die? 'n Jakkals en 'n kat. Ek het nog nooit 'n jakkals met klere aan of 'n kat met 'n bril op gesien nie, het jy? Nog nooit nie. Ek sal hulle maar op die mark as 'n aardigheid moet verkoop. Sien julle, dit mag miskien nog die twee skelms wees wat al daai hoenders verlede week kom wegdra het of hoe? Dis waar, as mense hulle 'n bietjie van naderby beskou, lyk hulle baie verdag. Ek het vergeet van die pop. Ja, en weet julle waar ek die pop gesien het? Bo in 'n boom. Oud pop en 'n wit eend, verbeel jou. Jy's regtig 'n baie ongeskikte man. Hoekom steek jy my en Gina in 'n sak in, hè? Kijk, ik ga niet doen, je weet ons wat hier Al wat ek weet is ons sit weer in 'n groot gemors omdat julle die ballon probeer steel. Julle moet gestraf word. Julle steel altyd hoenders. Ja, ik was maar lekker goed kan helpen. Ah, die houtpop is seker die leier van die bende. Mens kan ons hoor hoe hy die ander twee skurke uitskel. Leier van die bende? Ek het nog nooit in my lewe 'n bende of so iets gehad nie en ek het nog nooit in my lewe iets gesteel nie. Ah, jy's nie die leier van die bende nie, maar jy's die skelmste nie waar nie? Kom julle, ek val uit die hemel en breek byna my nek en dan word ek sleg gesê ook. Wil jy nou vir ons kom wys maak houtpop met vlerke? Wie sê ek het gevlieg? Ons het met 'n ballon gekom. Met 'n ballon sê jy? Wat 'n ding is dit? Dis 'n tamaai ronde bal wat vol gas gepomp word en wat sweef want hy weeg minder as die lug. Wat 'n kaf stories is dit die? Wag maar, Cello. Miskien praat die kind tog die waarheid. Wie weet, miskien het hy met 'n ballon gekom. Ek praat
praat die waarheid want ek het die vee beloof om nooit te jok nie. Wat 'n vee? Hæ? My vee. Maar die vlees is zo heerlijk en zo sappig, ja. Heerlijk, smakelijk. Gat. Kom eet jij niet, Pinocchio? Jij moet drinken, Pinocchio. Ik wil het wat dachten. Nog wel geluk dat die hemel heeft gevallen. Wat moet hier? Hoe kom je hier? Die man is baie lekker. Je moet hier. Ek het nie bedoel om die mense te probeer kil nie. Vee word kwaad as jy iemand Ag, sy is simpel. Ik denk als het redelijk in die hemel heeft gevallen. Ja, dis wat hulle dink. Dis reg, ek het hulle van die ballon vertel, maar hulle wou nie na my luister nie. Daarom mag ek maar eet. Wag 'n bietjie. Dink jy regtig ons mag? Natuurlik, Tina, eet maar iets. Hier is vir jou appel. Ja. Smaak lekker. Lekker geëet? Heerlik. Nou ja, kom, ons moet nou gaan. Waarheen? Na die plek waar julle 3 geoffer moet word. Ons pluimvee word hoeveel weke lank al opgevrete van ons plase af weggedra. Ons plantjies word uitgespit en verwoes en nou moet julle geoffer word om die geheimsinnige diewe tevrede te stel. Dis hoekom die vee julle hier uit die lug laat val het, om ons probleme op te los. Dis waarom ons julle moet gebruik, want dan weet die goeie vee ons waardeer julle. Julle mag dit nie doen nie. Wie wil nou 'n houtpop vreet of 'n pieperige ou eentjie met 'n tamaai groot kop, hè? Maar ons nog die tweede aan die ander kant. Hulle sal mos 2 lekker appies wees vir die diewe. Ja, je moet ons eten. Mama, help. Luister meneer. Dit was nie die vee wat ons by die plek laat val het nie. Daarom help dit nie om daai 2 te offer nie. Dis 'n snaakse storie, net jammer ons glo jou nie. Nee, hulle kom saam. Ag nee. Wag eers. Ai, nou my neus. Ai. Die kerk is regtig niks verkeerd gedoen nie. Nou maak hulle so. Het is omdat Pinocchio met zijn simpele ou veekie wou spog. Ek wonder net hoe ons hier gaan wegkom. Wat maak jy? Probeer jy loskom? Ek speel mos rondom Tallyman, sommer vir die grappe. Vir die grap, pas jy nou tyd om grappe te maak, jou swap? Dan moet ons tyd maak om grappe te maak, Mario. Vergeet jy dalk dat die diewe ons lewendig gaan opvreet, Kato? Dan moes hulle nie ons lywe met die tou vasgebind het nie. Kato, hulle het nie gesê vir die diewe is eetmagtig nare ongedierte. Dit was ander oues. Da? O, het klink grillerig. Dis die ongediertes. Daar kom hulle. Pinocchio, die stoel moet aan mekaar maak. Daar by die oor die chankele daar. En sê nou, hulle word opgevreet. Ons is moeg. Ons slaap. Kom hulle. Help my, mama, help. Vreet my, Jessica.
vat op my baie lekker vet. Ek is brandbare vol bene wie hele. Dis nie waar nie, ek is pure velle been. Hy is vol sappige vleisies, maar ek smaak bitter. Hy brandkap, ek smaak so medisyne. Vat hom. Moenie eet nie, ek smaak gore bitter. My Pinocchio, as jy hulle nie dadelik gaan help nie, dan gaan ek die goeie vir jou alles vertel. Maar ek is seker nou al te laat, Ina. Maak oop die deur, maak oop die deur, maak oop. Dit's verby en die aaklige diewe sal ons nou hopelik met rus laat. Huh? Hulle lewe nog. Hulle is nie opgevreet nie. Dis jammer, maar dit lyk nie die diewe was lus vir hulle nie. Nee, maar hulle was lus vir ons landerye. Die heining is alweer plat getrap. Ja, dis julle skuld, want julle het te veel gespartel om behoorlik opgevreet te word. Sou jy dan miskien ewig gedwee gewag het om behoorlik opgevreet te word, hè? Ja, ek vrees dit help nie om hierdie twee ou lafaards weer lewendig op te offer nie. Ons sal hulle maar moet slag en dan vir die gediertes moet gooi. En buitendien kan ons dan die velle afslag en vir ons lekker warm handskoene vir die winter maak. Ja, werk vir spek en boontjies dink julle, hè? Ons werk vir spek en Nee, boontjies, wag, maar dat julle hulle kan lewe. Ek het vir julle 'n goeie plan uitgedink sodat julle nooit weer skade van diewe sal ly nie. Het jy 'n plan om die diewe te verwilder, hè? Ja. Nou ja, dan sal jy daarom eers vir ons moet sê wat hierdie plannetjie van jou is. Miskien weet jy van 'n plan want jy het mos jou eie feetjie, né? Ja, ek moet nog 'n hele storie van die vee vir julle vertel. Glo my, die oudpop is die enigste een wat julle sal kan help. Hy is geweldig slim en julle is tog raad op. Hy kan dan praat en hy's 'n houtpop. Wat gaan dit julle help as die diewe ons opgevreet het? Hulle sal net nie weer na hier toe kom om julle landerye te plunder. Is dit nie waar nie, sê vir hulle Pinocchio? Ja, dis waar wat die jakkal sê. Ag, jy is ons enigste toevlug. Jy moet ons help, Pinocchio. Ja, ek sal, want anders gaan die vee kwaad word. Jy weet ons is baie geheg aan jou, Pinocchio, en ons vriendskap groei nog steeds, ja. Ja, toe maar ek sal julle help. Jy gaan nie wilde diere vang en ons twee red, né? Maar natuurlik, Pinocchio, jy's tog al een wat die verstand en die krag het om dit af te reken. Dis hoekom daardie goeie vee jou op die plek laat val het. Is dit nie so nie, Pinocchio? Moet nou nie beskeie wees, jy ouma. Dit sal regtig wonderlik wees as jy 'n plan kan maak om ons te help, kerel. Ag, toe help ons, Pinocchio. Ek sal julle help, maar dan begin ek nou sommer dadelik en julle my goed verstaan. Ja, sê hulle. Vannag was hulle al een keer hier. En daarom kan ons seker maar almal eers gaan slaap. Daar staan 'n voel verskrikker. Dis vir my so lekker om 'n streep te trek, Gato. Hulle sê die diewe was nog nooit in die dag op hierdie plaas om aardappels te kom uitspin. Maar ek is seker, hulle sal vannag kom en ek is klaar so bang. Om jou die waarheid te sê, ek voel dis alles weer Pinocchio se skuld. Daar moet jy aardappels steel, hè. ...141, 142, 148, 149, 145, 142, 150. Tog, ek hoor iets. 153, 155, 156, 109. Gato, ek dink ons twee moet nou hier pad gee want daardie gevreet staan my glad nie aan nie. Nee, my hokkie, maar wat maak ons dan met die sak aardappels? Begryp jy dan nie wie daai twee vieslike willevarke is wat daar aankom het, dis die twee diewe? Wat daarvan die sak gaan ons saam, ja. Waar gaan jy? Ek kom weg, maar jou.
sak is lig. Ja, Pinocchio, hulle sal ons skoon daarvoor, dan kom hulle Pinocchio, ons moet Kyk, hy het met sy ou snoet in die boom vasgehardloop. Ja, daar hier. Maar die ander twee is nog springlewe. Lyk jy vriendelik. Hy kyk net, waar's my aardappels dan? Wat het van hulle geword? Dis niks nie. Hy wiele maar daai ou vetbulle pak net nie remme nie, mens moet hulle twee ook 'n bowe laat vashardloop. Is dit nie 'n wonderlike plan nie? Ja, sleg hier. Kom maar. Aha, die plan gaan werk. Kom aan, julle twee moet nou hier af. Ja, want julle moet baie vinnig op daai ander boom afpyl. Kyk, daar staan hy. Dis nie ver nie. Julle spring nou af en laat waai. En met 'n bietjie geluk sal die ander twee albei in die boom vashardloop. Toe spring nou af. Waarom wag julle dan nog? Toe kom aan. Dink julle nie ook is 'n wonderlike plan nie, hè? Hoor hierso. Hoekom spring jy dan nie maar eerder self hier af en lok albei varke na die ander boom toe Ja, nie, ek doen maar self. Nee, ek speel nie saam met Pinocchio. Wat sê julle daar? Mense wat gevaarlike planne uitdink, moet hulle planne maar self uitvoer. Ja, jy's die man wat saam moet hardloop. Ons sal sien. Wat soek jy hier? Klim af. Ja, Moenie nie so koppig wees nie. My planne het nog altyd gewerk en julle weet dit. Presies. Ja, maar ek wil Wat sê julle nou? Julle gesê nie, dit was dit is 'n goeie plan nie. Sê nou. Loop Hi. Ja, dit was 'n plesier. Baie dankie ook vir al die mooi geskenke. Ons moet nou gaan, Gina. Ai, Pinocchio, ek moet sê dit was baie dapper van jou. Dis nie almal wat met hulle varke kan afreken nie. En weet jy wat? Ek glo nou regtig dat jy 'n nuwe blaadjie omgeslaan het en ek gaan dit vir die goeie vee vertel. Dan sal sy weer vir jou lief hê. Ek wonder of jy dit alles vir die goeie vee moet vertel, Gina. En waarom nie? Die vee wil graag weet wat met jou gebeur en om 3 wille varke op jou eie van die gras af te maak is iets baie besonders. Miskien vergewe die vee jou al jou
stoutigheid en jy kan op my staat maak om 'n goeie woordjie vir jou te doen, Pinocchio. Ja, maar die jakkals en die kat het daarom ook so 'n bietjie gehelp, Gina, maar dit was net 'n baie klein bietjie, verstaan jy? Regtig waar, maar ek het nie geweet nie. Vertel my hoe dit alles gebeur het, hè? Luister, dit het so gebeur. Wag nou, hoekom klink dit nou vir my of die jakkals en die kat die twee was wat voor die wille varke moes hardloop? Ja, dit was, maar ek het tog op daai een vark se rug geval en buitendien was dit my plan wat gewerk het. Dis buitendien die eerste wat ek hoor van die jakkals en die kat wat jou tog so oulik gehelp het. Nou ja, ek was so kwaad omdat ons so lafhartig was dat ek skoon vergeet het om jou te vertel. Dan moet ek die goeie vir jou liewer niks daarvan vertel nie. Jy hoef nie te dink ek voel skuldig nie. Hulle was so bang ek moes hulle uit die boom uitsmy. Moenie dink ek gaan ooit weer jou slim stories koop nie. Jy's 'n groot bek en 'n leienaar. In die volgende episode kry ek en Pinocchio 'n nuwe vriend. Sy naam is Greco. By hom leer Pinocchio om 'n horlosie te lees sodat hy kan weet hoe laat dit is. En natuurlik daag die jakkals en die kat weer op. Hulle wou die goue horlosie weer in die hande kry, want dis hulle wat hom by die winkelier gesteel het. Ons het niks agtergekom nie, regtig waar nie. Maar nou mag ek nie verder vertel nie. Pinocchio. Haar naam is Gina en sy kwaad. As hy vir haar dit moeilik maak, die klein kaland. Nee, wat? Doe maar wat, my kind. Jy het baie mooi gery en ek het lekker vassit en slaap, weet jy, hè? Ja. Dan moet ons seker aanstap. Ag, bly liewer in hierdie dorp, want die wind waai so, dis storm weer. Wat dink jy, Gina, sal ons aanstap? Ja, Pinocchio, ek dink ons moet nou loop. Ons loop dan maar oom, want ek en Gina is baie haastig. Dis reg so. So is dit. Dankie my kind, 'n mooi loop hoor. Totsiens oom en baie dankie. Ai. Totsiens oom, dankie. Hup, ry. Die wind waai in my arme en maak die pyn af weer van die hongerte, Mario, en ek voel miserabel. Wat is dit? Wag. Leeg foei. Ek is kapot, ek is gedaan. Ons moet hier iets te ete kry voor ons nog hier omkom. Ja, lekker gebakte vis, met 'n warm bed om met 'n bietjie te gaan slaapies, ja. Ja, wie gaan vir daardie stuk vis in die bekie betaal, hè? Mario, kyk daar. Ja. Lekker. Ek kry die nieuwswinkel en ek kry die nieuws aan die slaap. Ja,
Natuurlijk. Nee, wacht Mario, man. jou, Dit is Peter. mijn vader. Kom nou vanaf. Daar sy. Maar kyk 'n bietjie so mooi ding as hy nie miskien vir ons iets werd nie, Gato. En dit lyk soos regtig goud, hè? Hey, klim af van my af, Mario. Kom nou. Gato. Ja. Probeer weer. Ja. Lag die kop hoor. Hy is zwaar. Doe, papa. Ja. Versigtig. Ja. Gee. Ag nee, hy hak nou iewers, hy hak. Versigtig. Ek wil musiek, luister daar. Dit moet in die ding wees, hè. Maak die ding toe, gou. Oh. Mijn zakker! Hier! Kom, Kato! Is dat? Kom hier, Skalm, Stiewe! Wacht, geen meer horloge! Nee, wacht, heb ik hier dat weer die we geen meer goed was met horloge! As die vreeslike wind net wil ophou waai. Kyk, Pinocchio, dis die jakkals en die kat. Het julle twee vir iets weghardloop, hè? Los my. Wie weet is? My wêreld is Pinocchio, en waar kom jy vandaan? Hi Pinocchio, ek so bly om jou te sien. Jy het sommer van die plaas af weggehardloop en my en ou Gato by die wilde varke gelos. Ja, maar sê my, vir wie hardloop julle weg? Ja, maar hoe het jy geweet ons was besig om weghou? Ons het nie gehardloop nie. Ons het net gehoop ons kry julle gou weer. Dis waar, ons wil maar net 'n bietjie by julle wees, sien jy, ja? Ja. Want ons het vir jou 'n persentjie gebring. Is dit vir my? Jy gee die ding nou vir hom, as jy dan nou heeltemal van jou kop af. Dis regtig baie vriendelik van julle twee, baie dankie. Dis vir ons 'n plesier want ons weet jy's 'n baie betroubare ventjie wat 'n waardevolle persent mooi sal oppas. En jy moet dan vir ons mooi oppas, hoor jy? Ag, ek dog is 'n persent. Ag, my liewe vriend, dit is my ouma het hom sommer verspreek. Nee, ou domkoppie. Hoeso? Wow! Ja, ek bedoel ek praat sommer alles kaf. Ja, dis alles kaf. Ja. Baie dankie, hoor.
Maak toe, het genoeg gespeel, ons wil nie meer hoor nie. Wat's nou verkeerd? Niks, maar ongelukkig moet ons nou gaan. Ja, moeilijk julle twee, ja. Tot ziens. Daar! Daai! Ag, julle newe! Ek sien julle kry! Ai! Julle kry! Ek nie, julle nie! Pinocchio, hulle wil jou alweer 'n streep trek met daai horlosie wat hulle kamptig vir jou present gee. Hulle wou net iets vir my gee omdat hulle al baie lelik met my was. Ek weet nie. Tina, kyk net weer wat 'n mooi persent hulle vir my gebring het. Waarom wil jy nou sleg van hulle praat? Nou ja. Ek het 'n goue horlosie. La 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 la. La la. Hoekom is jy nie ook bly soos ek nie, Tina? Speel hy nie pragtig nie? Ag, my liewe kind, kan jy my sê hoe laat dit is? Vra meneer hoe laat dit is. Dan ek vra jou, want ek sien wat jy daar het. O, dit ja. Dis mooi, nee. Wag, laat ek bietjie kyk hoe laat dit is. Dit is O, ek sien nou hoe laat dit is. Dis 8. Ja, dit weet ek, my kind, maar ek wil om 6:00 my varke begin voer. Dis hoekom ek jou gevra het hoe laat dit is. O, 6:00. Dan sal meneer moet gou maak. Dit is al 6:00. Oh? Laat ek sien. Ag nee, dis nou eers 5:00. Wat, is dit dan so vroeg, meneer? So 'n mooi horlosie moet jy beter gebruik. Ja, ek weet dit, meneer, maar ek het die horlosie nou net 'n rukkie gelede persent gekry. Nee, maar jy is op jou mond geval, hè? Wel moet ek vir jou wys hoe om die tyd te lees. O, dis gaaf. Maar is koud. My voete het al vereis. Kry jy dan nie koud nie, hè? Kry tog dan nou eend met jou gekerm, ek wil dink, O, Gato. my arme maag het pyn alweer so. Dis waarom ek die koue weer nie kan uithou nie, Mario. Ons moet nou probeer om Pinocchio in die hande te kry, want ek wil sy horlosie verkoop. Ja, maar ons weet nie waar toe Pinocchio verdwyn het nie, hè? Ons het hom nog altyd weer gekry, Gato. Stop. Maar daai musiek ken ek mos. Die horlosie speel ook so. Dit kom uit daai huis uit. Dis daai pop. Ja, Pinocchio is binne in die warmte, maar hier moet ons staan en vereis, ja. Dis mooi, nee. Kyk hoe sit 'n spog hy nou met ons horlosie. Dis 'n pot sop wat daar bo die vuur hang, ja. Ja, Leo. Wat blaf hy? Seker 'n vreemde hond. En nou gaan ek jou wys hoe om met 'n horlosie te werk. Nou moet jy mooi oplet, né? Daarbo kan mense hulle draai, nee. As die groot wyser bo op die klein wysertjie lê, is dit 12:00, sien jy? Laat ek probeer. Wag. Nes die twee wysers reg bo op mekaar kom, is dit 12:00 en dan is dit tyd vir my middagete. Reg, nou gaan ons weer voort. Kyk nou mooi, hoe laat is dit nou? Kyk bietjie hoe vinnig het die een wyser in die ronde geloop. Daai ander ou sal moet wikkel. Een hier op die kop. O, op die kop. Ja, en die groot wyser gaan nou weer om. En hoe laat is dit nou? Dis 2:00 want as die kleintjie op die 1 staan, is dit 1:00 en as hy op die 2 staan, is dit 2:00. Laat ek nou 'n keer probeer. Ek draai hierbo en dan gaan die wyser 1 keer om en dan skielik 'n boem is dit 3:00 op die kop. Sien jy hoe maklik dit is? Ek kan hom nog baie maal om en om laat loop, om en om. Kyk hoe gaan die tyd verby. Nou loop hy terug. Nee, jy kan dalk breek as jy te veel aan die ding begin draai. Ja. Nou so op 10:00 is reg nie, oom?
Ja, my kind is reg. Dis baie makliker om tyd te lees as wat ek ooit gedink het. Om en om tot hier. En nou? Hoe lyk dit my dan nou vir 12 uur geword het? Ja, is weer 12 uur, maar was miskien in die middel van die nag. Hoekom? Ek sê jou wys hoe mens die lange moet aflees. Ag, nou moet mens vir hom ook leer. Ja, wag, sê 'n bietjie vir my wat sê my horlosie. Op daai horlosie is dit, laat my sien, die kort is presies op die 8 en die lang is weer op die 1 en wat's dit nou? Ek dink dit moet 8 uur op die kop wees en ook 1 uur op die kop wees. Dis nou 5 minute oor 8. Is dit 5 minute oor 8? Ja, want die kortetjie wys vir ons die ure, maar mens moet van die lange die minute aflees. Maar die lange staan op 1, hoe kan dit 5 minute oor 8 wees? Kyk die baie swart streepies voor jou. Dis almal minute wat afgemerk is. Dit wat dit is. Tel nou die blokkies tussen 12 en 1. 1, 2, 3, 4, 5. Is 5 blokkies. En as hy op die 1 staan, is 5 al verby. Ek sien. Die 1 beteken 5 minute. Gee hom hier vir my. Daar. Wat sê as ons hom nou 'n bietjie verder aan laat loop? Gee hom hier, laat my sien. Nou is dit presies, ja, nou is dit presies, ag ek weet, dis presies 2 minute oor 8. Tel die blokkies weer vir ons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 minute oor 8. Kom probeer weer 'n keer. Hoe laat dink jy is dit nou? Ek kan dit dadelik vir hom sê. Ek moet net die blokkies aftel van 12 tot 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29. Ek kan nie meer nie, want ek word nou die mekaar sien, oom. Ja, dis baie om te tel. Want daar is 50 minute tot met die 10. Dit maak tot 8:50, Pinocchio. Nou probeer ons weer. Waarom moet ek nou verder leer? Ek weet mos nou hoe. Ja, maar weet jy regtig of is dit maar net dat jy nie weer wil probeer nie, hè? Nou ja, as die kortwyser op die 1 staan, is dit 1 uur en as hy op die 2 staan, is dit 2 uur. En wanneer die langwyser op die 1 staan, is dit 5 minute en as hy op die 2 staan, is dit nie 5 minute nie, maar dit is hoeveel nou? As jy op die 2 staan, is dit Het lyk my of hulle almal nou slaap. Ja, klink so. Isa. As jy kyk, daar die horkies is gesluit, man. Ons kan na binnekant kom as ons oor die dak klim. Nou, hoekom dan? Maar het jy vergeet uit 'n hond? Jy bedoel as ons twee oor die dak kruip, as die hond miskien dink ons is stout kabouters, né? Hallo, Pinocchio. Hier's ons tweekies om vir jou te wys hoe werk 'n horlosie. Ek, Mario, is die langwyser. Ek, Katio, is die kortwyser. Sê my bietjie, hoe laat is dit nou? Dis 12 uur. Dis reg. Hoe laat is dit nou? Presies 1 uur. Is nou is dit 1 uur. Julle wil my deurmekaar maak. Hoekom lag julle so? Ek, die langwyser, wys die minute. Ek is die kortwyser. Ek wys weer net die ure. Ag, dit weet ek mos. Dalk is dit dan nou, hè. Op die kop 1 uur sou ek sê. Dit was al 1 uur. Hoe laat is dit nou? 12 minute oor 3. Dis reg. En hoe laat is dit? 7 minute oor 9. Raai, maar jy's baie slim. En hoe laat is dit nou? 10 minute oor 2. Baie mooi, jy het vinnig geleer. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la. Ja, nou verstaan ek, dit is 2 op die kop. Dit is nou 10 oor 8 of is dit nou 8 oor 10? Ag, sies tog lyk my hy droom 'n bietjie. Sien? En dis jy. Daar sal ek. Wag, jy het hom amper. Wag. Wag vir my nou, dat ek man. probeer, hè? Hy sê Chinees. Het hom sien jy gato. Hy sê nou hy voel ons terug. Maak dit nie meer saak, trek. Nee, wat gaan nie aan? Help! Los my! Ek het geweet ek gaan voel. Laat hom maar op voet trek, laat hom trek. Trek, man, Die hond hoor ons. Daar, gato, hardop uit, kom. Gato, Pinocchio, wat is dit? Hoekom lê jy daar? Twee diewe het my horlosie gesteel. Daar lê op die vloer, Pinocchio. Dankie tog. Ag, mens droom partymal sulke dinge. Ja, hy het so geskree en te kere gegaan in sy slaap dat hy my wakker gemaak het. Is hy? Dankie vir die lesse en die vriendskap, oom, en lekker bly. Mooi loop julle tweeetjies en kyk goed na jou horlosie. Ja, ek sal hom mooi oppas. Totsiens, oom. Totsiens. Totsiens. Kom, loop. Dis hy. Kom aan, word wakker. Kyk, daar's Pinocchio. Hi, baie dankie julle twee ouens vir hierdie 10% van julle vir my gegee. Maar man, ek voet hom sommer nou, ja. Nee, wag gou jou in. Pas so mooi op, dit is baie waardevol, Pinocchio. Ja, weet julle dat gisterand twee diewe by ons ingebreek wat hom by my probeer steel het, maar hulle kon nie. Ek het hom nog. Totsiens. Wag, ons jou nog terugkry. Ja, wag maar, Pinocchio. Blommetjies en boontjies en die liefde vrouwe. So is ons toe by Gregor weg en weer op soek na ou Geppetto. Pinocchio was baie trots, want hy kon nou vir almal sê hoe laat dit is. En toe moes ek ook leer. Maar wat het 'n ou eentjie nou met 'n horlosie uit te waai nie waar nie? En toe het die lewe weer 'n vinnige draai gemaak. Want skielik het die kruidenier voor die jakkals en die kat gestaan. En hy wou sy horlosie dadelik terug hê. Hy het die musiek gehoor. Die kat wou sommer beken, maar die jakkals het hom gekeer en gou weer een of ander liegstorie opgemaak. Ons twee het intussen rustig verder gestap en toe ons... maar nou mag ek nie verder vertel nie.